Ons leef in 'n tydperk waar waar wetteloosheid seevier. En ek het gesien dat AfriForum het reg gekry het dat Cyril Ramaphosa dit erken het dat die onteieningswet teen die grondwet gaan. Maar daar sal niks aan hom gedoen word nie, want onthou wie is sy baas? Sy baas werk vir die World Economic Forum. Hierdie mense word beskerm deur 'n wêreldse mag, 'n maffia, wat alles in hulle vermoë sal doen om uit die tronk uit te bly. Dieselfde geld vir Bill Gates. Hy moes al lankal in die tronk gewees het vir sy crimes against humanity, veral met hierdie COVID vaksines wat uitgegee word en dan ook die vaksines wat hy sou druk deur Afrika en die medikasie wat hy gebruik om te toets op Afrikane wat soveel lewens verwoes, as ook sy gevalde muskietprojek. Nou teiken hulle ons skole. Dis nou nie net meer 'n ding van gaan jy werk kry of nie, omdat jou vel te lig is nie. Dis nou 'n ding van ons kultuur en ons taal, as ook ons geloof, word aangeval. Maar wat het daartoe gelei? Wat het alles na hierdie goed toe gelei? Mense, die Here sê vir ons in Deuteronomium 28 vers 15, sê hy vir ons, en laat ek dit oopmaak. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Deuteronomium 28 vers 38. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min sal jy insamel, want die sprinkaan sal dit afvreet. Nou, my vraag is, wanneer gaan die Afrikaner, jy wat na die video kyk, wanneer gaan jy weer terugkeer?
na die Here jou God. Wanneer gaan jy die bevel wat die Here vir jou gee, begin uitvoer? Want sodra ons terugkeer na die Here en ophou sê, ag, ek hoef nie aan 'n kerk te behoort nie. Ag, die kerke is so duiwels en so aan. Jy, kerklose man en vrou, en dan nie net die kerklose man en vrou nie, maar ons susterskerke wat so afdwaal van die opdrag van die Here. Julle synodes wat so besluit het om wokeness in te bring, om te rebelleer teen wat God van ons verwag om nie teen te rebelleer nie. Om te rebelleer teen God self. Wanneer gaan julle tot inkeer kom? Ons land word verwoes van die sprinkaan weermag wat die Here uitgestuur het om ons te straf. Hy kan nie 'n land seën wat sy rug op hom gedraai het nie. Kom tot inkeer. Roep die Here aan. Verootmoedig julleself. Bring 'n dag van verootmoediging. Bid dat die Here in hierdie land sal ingryp. Want die Here se dag kom al hoe nader en dit gaan 'n verskriklike dag wees. Dit gaan die ergste dag wees vir die ongelowiges van hierdie wêreld. Hulle gaan nie weet wat hulle getref het nie. En dan ook, lou Christene wil bietjie met julle praat. Daai dag gaan net so verskriklik vir julle wees, want daar gaan die Here vir julle sê, draai weg van my af, want ek het jou nie geken nie. Moenie die Bybel vat en sê die Here moet aanpas by die moderne lewe nie. Die Here het nie verander nie. Van die begin af, nog nooit verander nie. Hy is nog altyd wie hy was. En vandag is hy nog steeds wie hy is, van die begin af. Hy lewe buitekant ons tyd. Hy het tyd geskep vir ons, dat dit kan aanpas by ons liggame.
Ons vlug hom maar pas aan by sy tyd. Die Here gaan nie moderniseer nie. So wat ook al jy dink dat die Here moet modern raak, jy maak 'n groot fout. Jy moet jou lewe aanpas om die Here te kan gehoorsaam. Die Here gaan nie aanpas by jou nie. Jy moet hom dien, hy dien jou nie. Sondag het ons 'n pragtige preek gehad. Sondagoggend. Waar ons dominee gepreek het oor Rut, Naomi en Rut, waar hy spesifiek gesê het dat geen Moabiet die land van Kanaan mag ingaan nie, omdat hulle Israel tydens die Exodus uit Egipte nie wou help nie. En die volk het toe hulle rug op God gedraai en God het toe groot hongersnood in die land laat kom. En Naomi met haar man het toe gevlug uit die land en na Moab toe getrek. Sy kon nie die toorn van die Here ontvlug nie. Dit het inteendeel haar baie erger getref, want haar man was van haar weggevat, haar twee seuns was van haar weggevat, en toe het sy net die twee Moabitiese dogters gehad, en sy het toe besluit sy gaan terugtrek Bethlehem toe. En net toe hulle die land Kanaan wil ingaan, toe het Naomi gesê, my dogters, draai terug, want julle kan nie in die land van Kanaan ingaan nie. Daar het Naomi besluit om na die Here te luister. En die Here het haar geseën daarvoor. Die Here hou nie aan met straf nie. Onthou, hy is barmhartig, hy is lankmoedig. Maar keer terug na die Here. Want solank as wat jy verhard in jou sonde, sal jy nie seëning ontvang nie. Kom mense, kom my volk, keer terug na die Here. Laat ons kan ophou so ly in hierdie land. Die werkloosheid, die armoede is te hoog. Hoe lank nog? Hulle kom vir ons skole nou. Hulle kom vir ons taal. Hulle kom vir ons geloof. Kom mense
Draai terug na God. Besef wie en wat hy is. Jy kan nie net jou eie ding doen en dink die Here gaan jou seën nie. Dit werk nie so nie. Daar's nie so ding soos vryheid om te kan doen net wat jy wil nie. Jy moet in die wil van die Here leef, maar ons het hom gevat en weggestoot. Ons hou aan sondig. Ons volhard in ons sonde. Nee, dis my way of the highway. Mense, keer terug na die Here. Roep hom aan. Begin weer huisgodsdienst hou. Manne, lei julle vrouens. Neem leiding oor. En vrouens, julle dra nie die broek in die huis nie. Jy is daar om jou man te help bystaan. Maak God weer die fokale punt van die huis. Bring julle kinders op onder hom. Voer julle ouerlike opdragte uit, soos wat God van ons verwag. Keer net terug na die Here. Dit begin by jouself. Dit begin by myself. Dis al wat die Here wil hê. Keer net terug na hom.